My dierbare broers en susters, ons is op pad na deurbrake toe in ons lewens. Ons is op pad na 'n lewe van oorwinning in Jesus Christus. En dit is baie kosbaar, ons het verlede week begin daarmee om vir ons net 'n bietjie, wil ek sê, die grond voor te berei vir dit wat die volgende paar weke voorlê. Ons is op pad na 'n persoonlike deurbraak, want elkeen van ons in ons lewens, in ons omstandighede en ons situasies verlang na bonatuurlike deurbrake wat die Here vir ons in ons lewens sal gee en wat die Here vir ons in ons lewens sal doen. Ek dink ons leef seker meer as ooit van tevore in ons persoonlike lewens en omstandighede, in situasies waar ons God se krag en heerlikheid nodig het, om ons te help om dit wat ons in die lewe deurmaak, te kan deurmaak en in oorwinning te kan leef. As jy u Bybel by u het, dan kan jy gerus saam met my blaai na Markus 9 vers 23 en ons gaan daaruit voortgaan. En Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Amen. Ongelooflik kosbaar. Wat dit aanbetref rondom jou lewe, jou omstandighede en die deurbraak wat jy in jou lewe en jou omstandighede nodig het. As jy kan glo, alle dinge is dan moontlik. As jy kan glo dat God jou gebed kan hoor, as jy kan glo dat God in jou lewe kan werk, as jy kan glo dat God is 'n waarmaker van sy woord, as jy kan glo dat dit wat God beloof, ja en amen is alles vir jou moontlik. Onthou weer eens, wat is die definisie van 'n deurbraak volgens die Afrikaans verklarende woordeboek? Dit is 'n gebeurtenis, 'n aksie wat sake in 'n nuwe rigting stuur, wat teenstand laat verbrokkel. Okay. Ek dink, elkeen van ons wat hier is, kan vanmôre onsself vereenselwig met hierdie definisie. Want in ons harte is daar 'n begeerte dat van ons situasies, van die dinge wat deur ons in ons lewens gaan, dit wat ons deurmaak, dit wat ons ervaar, dit wat ons teenkom, dat dit in 'n nuwe rigting gestuur word. Dit wat ons partykeer, jy weet, onderkry, dinge wat vir ons net te veel word, die ongemak, die ongeluk, die, kan ek sê, siek wees, die finansiële bekommernisse, die wat ook al werksbekommernisse, dink aan dit alles, en dat daar in jou hart hierdie verlange, hierdie diep uitroep sal wees, dat dinge vir jou in 'n nuwe, en kom ons definieer dit verder, beter rigting gestuur sal word. Kan jy jouself daarmee vereenselwig? Kom ons hoor? Amen. Amen. Ek glo, dit is werklik iets wat elkeen van ons sal verlang. En God sal altyd met ons wees. Ek dink ons moet dit verstaan. Kind van die Here, God sal altyd met jou wees. En God sal jou altyd verdedig as jy met integriteit en opregtheid wandel en as jy 'n regverdige lewe leef. As jy met die Here leef, as jy met die Here wandel. Onthou, ons praat nie van hierdie hypervolmaakte superlewe wat soms uitgebeeld word asof jy engelvlekkies het en 'n heilou wat rondom jou kop is nie. Ons bly mense wat in 'n gebroke milieu leef, wat kan foute maak, maar as ons harte soos die van 'n Dawid van ouds was, wat 'n vriend van God was, wat ook gestruikel en ook foute gemaak het, maar God met sy hele hart lief gehad het, en so ver as wat hy kon, met absolute integriteit en opregtheid voor God gewandel het, dan sal God jou altyd bewaar en beskerm, maak nie saak wat jou pad langs kom. Matteus 28 vers 20 kom die woord van die Here en hy sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. 'n belofte wat die Here maak vir jou en my.
So, dit maak nie saak wat jy vandag deurmaak, watter bekommernis, ontsteltenis jy in jou hart het, of watter stryd jy deurgaan nie. Die Here beloof dat hy is saam met jou altyd. Tot die volëinding van tyd is hy met jou. So, maak nie saak hoe moeilik dinge vir jou mag lyk nie. Vir jou as regverdige is daar altyd 'n groot en 'n besonderse toekoms wat wag. En ja, jy kan met 'n verwagting vanmôre in jou hart hoop dat jou lewe en jou omstandighede in 'n nuwe rigting deur die Here gestuur sal word as jy hom aanroep, as jy hom glo en as jy hom vertrou. Amen. Psalm 25 vers 12 tot 13 sê: Wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy self sal vernag in die goeie en sy nageslag sal die land besit. Amen. Baie kosbaar. Wie tog vrees die Here? En onthou, die gedagte rondom vrees vir die Here het nie te doen met bang wees. Soos wanneer jy bang is vir 'n moordenaar, bang is vir 'n inbreker, bang is vir 'n verskriklike ding nie. Vrees in die konteks van die Here het te doen met respek vir die Here, met agting vir die Here, met daardie wete in jou hart dat hy is God en daar is niemand soos hy nie, en dat jy in jou hart die verlange het om die Here te dien en die Here absoluut gehoorsaam te wees en te erken dat alleen die Here is God. Daar is geen God buite hom nie. Amen. Geen ander God behalwe die God van hierdie woord, die God van die Bybel, die God wat sy seun Jesus Christus laat sterf het in jou en in my plek. Josef se verhaal bly altyd vir my 'n baie aangrypende verhaal as ek sy storie lees. En weet jy, as ek kan omdink, en ek dink hoe dat hy opgewonde moes wees omdat hy 'n droom van God vir sy lewe gehad het. En hoe dat hy dit met opgewondenheid met sy familie deel en hoe dat dit hom eintlik in die moeilikheid laat beland, want sy broers raak jaloers. En sy broers eintlik daarin dink om hom dood te maak en hulle gooi hom toe maar op die einde in 'n put en een besluit om maar liewer uit die put uit te gaan haal, sodat die ander hom nie doodmaak nie en hulle verkoop hom vir 'n slaaf. Hy word 'n slaaf in 'n Egiptenaar se huis. Daar word hy vals beskuldig deur 'n vrou en hy beland as gevolg van dit in die tronk. Jette, ek dink amper as dit miskien ek was, sou ek heeltemal uitmekaar uitgeval het, want ek het dan 'n belofte van die Here en alles in my lewe loop skeef. Baie keer het jy 'n belofte van die Here. Het jy in jou hart iets wat jy die Here voor vertrou en wat jy die Here voor glo, maar dan voel dit vir jou alles loop skeef. Hallo? Kan jy jouself daarmee vereenselwig? Maar tog sien ons hoe dat Josef getrou bly aan die Here. Onthou jy, ons het gepraat oor die Here dien met integriteit en opregtheid. Te midde van alles bly hy die Here dien met integriteit, met opregtheid. En ons sien hoe dat die Here vir hom 'n kragtige deurbraak gee. Want dit stuur sy lewe in 'n totaal ander rigting. Alhoewel hy in 'n tronk beland het, kom die Here en die Here stel hom tweede in bevel van Egipte. Dit stuur sy lewe in 'n totaal ander en nuwe rigting. En dit is wat dit bedoel, wanneer God deurbrake vir jou en my beloof. Psalm 37 vers 25 sê, Dawid, ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, omdat sy nageslag brood soek nie.
Broers en susters, ek wil vandag vir u hoop gee. Maak nie saak wat jy deurmaak in jou lewe nie. En veral wat jy in jou gemoed beleef en ervaar. Jy weet, jy kan dalk totaal moedeloos en radeloos voel, omdat jy voel dinge in jou lewe nie werk soos jy wil hê dit moet werk. Maar Dawid was 'n man wat ook, soos wat hy Josef, dinge beleef het wat een oomblik lyk dit of alles goed gaan en dan lyk dit of alles uitmekaar uitval. En dan sê hy was 'n jong man en het ook 'n ou man geword, maar nooit het hy gesien dat die kind van die Here eintlik gebrek ly, of dat die kind van die Here se lewe in totaliteit uitmekaar uitval. So ten spyte van wat jy ervaar, moet jy bly hoop dat binnekort die Here jou lewe en omstandighede in 'n heeltemal nuwe koers sal stuur. Dit is wat dit is as jy die Here vertrou vir 'n deurbraak in jou lewe en omstandighede. In Genesis 37 vers 2 tot 11 lees ons die volgende. Dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as 'n seun van 17 jaar die klein vee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk, met die seuns van Bilha en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. En Josef het die slegte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring. Okay. Josef was 'n klein klikbek. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns. Want hy was vir hom 'n seun van ouderdom. Hy was 'n seun wat hy gekry het toe hy al reeds 'n ou man was. En hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers liefhet, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Hy het naamlik vir hulle gesê, hoor tog hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land, toe met eens my gerf gaan staan en ook regop bly staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom en voor my gerf neerbuig. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer? Dan kan jy dink hoe die ouer broers, hoe opgewerk was hulle. Of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehad oor sy drome en oor sy woorde. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Toe het hy dit aan sy vader en sy broers vertel het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig? En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Nou weet jy, as jy dit lees, dan dink ek noodgedwonge aan 'n ander skrif, baie jare later, in die Nuwe Testament, toe Jesus op 'n dag by die tempel was, en sy ouers al op pad terug was huis toe, en sy ouers het 'n dagreis ver agtergekom, maar Jesus is nie by hulle nie. En toe hulle teruggaan na Jerusalem om hom te soek, en hom by die tempel kry, en seker soos ontstelde ouers met hom geraas het, toe vra Jesus die vraag en sê, maar het julle dan nie geweet, ek moet besig wees met die dinge van my vader nie? En dan lees ons ook daar, die skrif sê, en sy ma het dit in haar hart gehou. Weet jy, baie kere in ons kinders se lewens en omstandighede, gebeur daar goed wat jou as ouer ontstel.
Maar ek wil hê jy moet iets partykeer van jou kinders onthou, en dit is dat daar is 'n droom wat die Here in jou kind se hart ook plaas. Hou vas aan daardie droom. Dis nou so 'n bietjie, net so op 'n syspoor in die hele ding. Maar dan kom ons by Genesis 41, vers 38 tot 46. Daarop het Farao aan sy dienaars gesê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man, in wie die gees van God is? En Farao sê vir Josef, aangesien God dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. Jy moet oor my huis wees, en na jou bevel moet my hele volk hulle skik. Alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. Verder het Farao vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte land. Toe trek Farao sy seelring van sy hand af, en sit dit in die hand van Josef, en hy het hom fyn linne klere laat aantrek, en die goue ketting om sy hals gehang, en hom laat ry op sy tweede rytuig, en hulle het voor hom uitgeroep, pas op. So het hy hom dan oor die hele Egipte land aangestel. En Farao sê vir Josef, ek is Farao, maar sonder jou mag niemand sy hand of sy voet in die hele Egipte land roer nie. En Farao het Josef genoem Sefanat, Benjag, en aan hom Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On, as vrou gegee, en Josef het uitgetrek oor Egipte land. En Josef was 30 jaar oud, toe hy voor Farao, die koning van Egipte, gestaan het, en Josef het van Farao af weggegaan, en die hele Egipte land deurgetrek. Onthou julle, Jesus was 30 jaar toe sy bediening begin het. Daar is 7 deurslaggewende elemente nodig vir 'n mens om jou deurbraak van God se kant te bewerkstellig. 7 dinge wat belangrik is, wat ons hier sien. Een ding is, Josef moes 13 jaar lank wag, voordat hy sy deurbraak kry. Vandat hy die droom gehad het, van die gerwe, en van die son en die maan en die sterre wat buig, 13 jaar later eers, is die woorde van Farao vervul. Daar's 13 jaar tussen hierdie 2 stukke, wat ek vir julle gelees het. So jou deurbraak is nie noodwendig 'n ding, wat as jy môreoggend opstaan, reeds daar gewees nie. Dit kan wees, maar nie noodwendig. Meeste van die tyd, is daar 'n tyd, wat eers moet verloop, voordat jou deurbraak kom. Dawid het 'n belofte gehad, trouwens, Dawid was as koning reeds gesalf in die plek van Saul, maar eers jare daarna, het hy werklik koning van Israel geword. Hy was nie onmiddellik. Trouwens, nadat Samuel hom gesalf het, is hy terug, om sy pa en sy pa se skape en bokke te gaan oppas. Jy sien, broers en susters, ons beskerming en ons sekuriteit is in ons hande. Naarmate ons in geregtigheid wandel, bou ons 'n geestelike fondasie, wat ons vandag lê, wat ons môre red. En wat belangrik hierom is, Josef het ten spyte van wat met hom gebeur het, getrou aan die Here gebly. En daardeur het hy sy toekoms verseker en sy deurbraak beskerm. So jy moenie wanneer dit bietjie lank vat vir jou deurbraak om te kom, dan begin moed opgee en terugkeer na die dinge van die wêreld en dan nou nie meer werklik met volle ywer die Here dien nie, deur getrou aan die Here te bly en aan die Here vas te hou en te hou by sy woord en te wandel in die weë van die Here, beskerm jy jou toekoms en beskerm jy en verseker jy jou deurbraak. Dit gaan oor sterkte van karakter.
Want aan die einde van die dag, voordat jy hierdie groot en magtige deurbraak van die Here kry, gaan jou karakter eers gelê moet word, sodat jy dit wat God, daardie guns wat God jou wil gee, dat jy dit kan hanteer. As Josef, as 17-jarige tiener, tweede in bevel sou word van Egipte, kan jy net dink hoe groot kop hy sou kry en hoe mislike laaitjie hy sou wees. As Dawid, toe hy 'n tiener laaitjie was, wat sy pa se skape opgewas het, dadelik die koning sou word, kan jy jouself net indink hoe mislike seentjie hy sou wees. Ons sien baie keer in die media en die nuus, dan sien ons hoe die kinders van, jy weet, koninklus en gesiene mense, hoe dat sulke kinders, sulke spoiled brats word, soos die mense dit altyd noem. Want hulle kan nie al die goedes hanteer nie. Ons sien baie keer jong mense, filmsterre en selfs sportsterre, wat jonk is en dan nou vreeslike roem kry, hoe dat hulle mislike groot mense word, want hulle het hierdie, wat die Engels sê, a sense of entitlement, want hulle karakter was nog nie ontwikkel voordat hulle die guns en die seën gekry het. So, baie keer voordat jy hierdie groot guns en seën van die Here in jou lewe en omstandighede kan hê, moet jou karakter eers ontwikkel word, sodat jy dit kan hanteer. Psalm 101 vers 2. Ek wil ag gee op reg en op regskape wandel. Wanneer sal U na my kom? Ek wandel in die opregtheid van my hart, binne in my huis. Ek stel geen lading voor my oë nie. Die dade van afvalliges haat ek. Die sal my nie aankleef nie. 'n verkeerde hart moet ver van my af bly. Wat kwaad is, wil ek nie ken. Amen. My broer, my suster, een van die belangrike dinge, as jy 'n groot en kragtige deurbraak van God wil hê in jou lewe, moet jy dit wat nie reg is in die oë van die Here, so ver as moontlik van jou lewe afhaal. Dis een van die eerste dinge. Die tweede ding met te doen, daar moet 'n vasberadenheid in jou binneste wees ten opsigte van jou toewyding, jou commitment aan die Here. Ek hou baie weer van die Engelse commitment, dis my 'n groot woord. En commitment het te doen dat jy werklik waar enige ding wat jou aandag wegvat van die Here se plan vir jou lewe, die Here se belofte vir jou lewe, dat jy dit ignoreer. Die Engels is distractions, dat jy dit wat jou aandag sou wegvat van die Here, dinge wat in jou lewe en omstandighede kan gebeur wat jou aandag sou wegvat van die Here, jy moet dit ignoreer. Want die ou vyand sal kom, op allerlei maniere sal hy probeer om jou tot struikeling te bring. Onthou, hy het dit met die Here Jesus probeer. Amen. In die woestyn het hy gekom en die Here Jesus probeer verlei met allerlei versoekinge. En Jesus het nie toegelaat dat die distractions, die afleidings, sy aandag wegvat van dit wat God vir hom bepaal het. En jy sien, elke dag my lewe, my optrede, moet die pad baan daarvoor, dat my drome wat ek van God ontvang het, vervul kan word. Dis hoe ek my deurbraak kry. Ek laat dinge nie my aandag wegvat van die Here op wie ek vertrou nie. Genesis 39 vers 7. Na hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan en gesê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê, kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie. En alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie, en ek het my niks onthou nie, behalwe u, omdat u sy vrou is. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Josef het hierdie uitdaging gehad. Hy het seker die beste kans gehad om saam met die vrou
van sy meester te smaak. En as 'n mens na vandag se rolprente en films en televisiereekse kyk, dan lyk dit asof dit maar die norm is, wel, niks meer hou jy daarvan, jy gaan voort en doen wat jy wil. Maar een ding wat Josef geweet het, is dit sou verkeerd wees in die oë van die Here. Dit sou sonde wees in die oë van die Here. Al kon hy dit doen, het hy nie toegelaat dat hierdie ding, kan ek amper sê, dit wat op die skinkbord vir hom aangebied is, vir een oomblik sy aandag wegvat van dit wat God vir hom gesê het in sy lewe moet doen. Die plan en die wet van God nie. Ongelooflik. Moenie, al kom die duiwel en gee dit vir jou op 'n skinkbord, moenie val daarvoor nie. En vandag in Suid-Afrikaanse milieu, kan ek hier sê, partykeer word daar sake transaksies wat nie eerbaar is nie, wat skelm is, wat bedrog is, op skinkborde vir mense aangebied. Moenie val onder die versoeking van ek gaan groot geld nou kan maak. Moenie val. Die derde ding is die sterkte van jou verhouding met die Here. Hemelse waardes wat voortdurend gemeenskap met die Here aanmoedig. Wat bedoel ek daarmee? Waardes wat maak dat jy 'n persoon is wat die hele dag jouself ook besig hou met die Here. Bid, kans kry met die woord van die Here. Kerk bywoon, al die tipe van goed. 1 Johannes 1 vers 7 wat sê, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Mense, weet jy, leef met die Here, stap met die Here, luister geestelike musiek, praat oor die dinge van die Here. Dis een van die dinge wat jou sal neem na 'n plek waar jy die belofte van die Here kry. Dawid, waaroor ons ook praat, lees die psalms en jy sien dat terwyl hy sy pa se skape oppas, kyk na selfs die tyd terwyl hy die grootste vervolging deurmaak, dan sit hy en hy skryf liedjies en hy maak musiek en hy prys die Here. Hy skryf gedigte om God te aanbid. Hy is die hele tyd besig met die Here. Leef sulke waardes wat jou die hele tyd met die Here besig hou. Die ander ding is die sterkte van jou konsekwentheid. Wat bedoel ons daarby? Ons moet geestelike, wil ek sê, die geestelike Comrades marathon hardloop. Met doelgerigtheid en vasberadenheid. Comrades marathon is nie 100 meter hardloop en dis klaar nie. Ek het dit nog nooit gedoen nie, ek het nog net op televisie gekyk en ek het familielede wat die Comrades al verskeie kere gehardloop het. Maar ek wil vir jou sê, om van Durban tot by Pietermaritzburg te hardloop, is die enige ding. Dis deursettingsvermoë, dis vasbyt, kilometer vir kilometer vir kilometer. Konsekwent moet jy aanhou en vashou en vasbyt. En so moet ons ook as geestelike atlete vashou. Want die pad na jou deurbraak is nie 'n 100 meter sprint nie. Dis meeste van die tyd 'n Comrades marathon. Yes, dit is so. Ek kan vandag bid en môre kan ek my deurbraak hê, want God werk soos wat hy wil. Maar ondervinding, en as ek lees in die Bybel en ek kyk na Bybelse karakters, dan sien ek dat die meeste van die mense se groot beloftes en deurbrake het tyd gevat om te realiseer. Want daar was goed, God wil eers mense se karakter en lewens ontwikkel. So jy sal moet aanhou, jy sal nie moet ophou nie, jy sal moet bly bid, jy sal moet bly vertrou, jy sal moet met dissipline vashou en sorg dat jou geestelike gewoontes konsekwent gedoen, nagekom en gehou word. Dan gaan dit ook oor die sterkte van geloof. 2 Timoteus 1 vers 11. Daarom bid ons ook
altyd vir julle, dat onze God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak. Alle werk van die geloof. Dan Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Jy sien, geloof is ongelooflik belangrik. As jy die droom van jou deurbraak ontvang, die belofte van jou deurbraak ontvang, jy moet glo. En jy moet vasstaan in jou geloof. As ek sien, dan sien ek in Josef, moes hy dit bly glo, want elke keer wanneer hy uit die put uit, wanneer hy uit die tronk uit, wanneer hy, jy weet, dan sien jy, selfs die dag toe sy broers weer voor hom verskyn, sonder dat hulle weet wie hy is, en later sy pa, dan sien jy, Josef het nooit die belofte van die Here vergeet nie, en hy het dit bly glo, tot aan die einde. Amen. Glo. Sterkte van volharding, dit sluit by die ander aan. Henry C. Link het gesê, dat terwyl 'n mens huiwer, omdat hy onseker en minderwaardig voel, is ander besig om foute te maak, maar hulle groei tot voortreffelikheid. Jy sien, een van ons probleme wat ons het is, baie keer is ons te bang om 'n kans te vat, want ons is bang ons maak 'n fout. En dan is ons onseker oor onsself, en ons voel soms minderwaardig, en vat nie die kans nie. Maar kan ek jou sê, as die Here vir jou 'n belofte gegee het, vat die kans om God te glo en te vertrou, al maak jy partykeer foute. Maar as jy nie die kans vat nie, gaan jy teen nooit by jou belofte uitkom. As jy nie, soos Petrus, jou voet oor die rand van die skei gaan sit, en at least probeer om op die water te loop, nie sal jy dit nooit regkry nie. Al het hy 'n paar tree verder gesim, want hy het onseker begin raak, maar at least hy sou dit nooit kon doen, en dit sou nooit in mense jeugnis opgeteken staan, dat 'n gewone mens op water geloop het, as Petrus dit nie gewaag het om God te glo. Ons moenie dat die innerlike hindernisse in ons lewens, die droom en die plan wat God vir ons het, afbreek. Ons moet dit oorkom. Oorkom hierdie swak selfbeeld wat jy het, hierdie twyfel, hierdie wantroue in jouself, sodat jy uiterlik sukses kan bereik. Dis belangrik. Josef moes voortgaan, en hy het nooit toegelaat dat die teleurstellings wat hy ervaar het, sy vertroue in die Here vernietig. En sy vertroue in die Here het gelei daartoe dat hy deurbrake kon ervaar. In Potifar se huis het hy hom opgewerk tot hy 'n bevel was van Potifar se huis. In die tronk het hy hom opgewerk tot hy 'n beheer was van die tronk, en op die einde van die dag in beheer van Egipte. Filippense 3 vers 12 en verder sê, nie dat ek dit al verkry het of volmaak is nie, maar ek jaag daarna asof ek dit ook kan gryp. Ok, ek hoop jy hoor dit. Dat die woord vanmôre met jy praat en jy dit verstaan. Omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laastens, is daar besonderse krag in hierdie ding, nederigheid. God het Josef deur 'n skool laat gaan om hom nederigheid te leer. Dus onthou, ek het gepraat, as hy as 'n 17-jarige laaitie skielik tweede bevel van Egipte sou wees met, onthou nou, hy het die tweede beste strydwa gery, hulle sou sê, daai limousine, ons weet ons,
al hierdie mooi karre wat die staatshoof te ry, as jy nou gister die begrafnis van Prins Philip gekyk het, as jy gesien het, daai Bentley waarmee koningin Elizabeth ry. Nou, Josef het met die tweede beste Bentley gery. Ok, jy jouself net dink, jy weet, ek dink aan myself toe ek 'n jong veerpoot laaitjie was en ek so my eerste nuwe karretjie gehad het wat so geblink het, hoe hierdie kapok handstertjie vir my dan omtrent kiersreg opgestaan het. Jy weet, en nou jy het net 'n attitude wat iets verskriklik is, want jy het nog nie geleer in die lewe om waar jy in die lewe pas en nederig te wees. So Josef moes deur 'n skool gaan om te leer om ook nederig te wees, dat die dag wanneer jy die promosie kry, jy die posisie wat God jou gee, die deurbraak wat God jou gee, dat jy dit met grasie en genade kan hanteer. Partykeer as mense skielik 'n hoë posisie kry, val alles rondom hulle uitmekaar uit, want hulle weet nie om dit te hanteer nie. Kan ek jou sê, baie keer as jy vandag verskriklik geld sou kry, sou jy heel waarskynlik nie weet hoe dit te hanteer. Gaan kyk na mense wat die lotto's wen. Mense wat nie gewerk het vir hulle geld nie, nooit geleer het om geld te spaar en vir dit te werk nie. Dan wen hulle miljoene in 'n lotto. Maar kyk 'n jaar of 2 later, dan vra jy, waar is daardie mense? Dan is hulle nog steeds arm en het nog steeds niks. Alles, hulle miljoene gehad, maar het niks om daarvoor te wys. Jy sien, God sal jou die groot deurbraak gee as jy weet hoe dit te hanteer. Maar voor dit sal hy jou deur 'n leerskool gaan vat. Jy sien, iets wat Josef ook moes leer, was om in die besonder vergewensgesindheid in sy hart te kon hê en te kon toon teenoor sy familie, sy broers, wat hom wou doodmaak, sy broers wat hom in 'n put gegooi het. Weet jy wat weerhou baie keer jou deurbraak? Jy loop met bitterheid in jou hart teenoor iemand. Jy's kwaad vir iemand. Jy het 'n wrok in jou hart teen iemand, want jy het nie vergewe nie. As jy op 'n plek kom waar jy vergewe, gaan jy ook op 'n plek kom waar jy jou groot deurbraak kan beleef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek dank U daarvoor dat U planne vir elkeen van ons het. Kragtige deurbrake, Here, sulke groot en kosbare drome wat nie eers elkeen van ons kan vir onsself uitdink nie. Vader, ek wil bid dat U deur U Gees in elkeen van ons hart sal werk, om in ons die karakter te ontwikkel, wat ons gereed sal maak vir ons deurbraak. Maar dat U ook deur die Gees ons die innerlike krag en sterkte te gee, om geduldig te kan wees, en te kan werk, en onsself te kan uitstrek na dit wat voor lê, en nie toe te laat, dat ons aandag weggevat word, deur ander dinge wat in ons lewens gebeur, en dalk ons pad langs kom nie. Here, want ons het 'n begeerte om U beloftes vir ons lewens in besit te neem. En ek dank U, Here, dat ons daarna kan uitsien in Jesus naam.